Hartlik goeiemôre aan die almal gemeente. Baie welkom. Baie dankie vir die engelekoor. Julle stemme is baie mooi. En ons is ook so dankbaar vir die baie besonderse Kerssangdiens wat ons verlede Sondag en die Sondag voor dit gehad het. Sê vir hulle Sinda en vir Koenie, baie dankie en almal wat deelgeneem het. Vriende, ek wil net graag noem, ons gaan volgende jaar, as die Here wil, weer die Via Dolorosa doen. Dit is in die eerste 3 dae van die groot lydensweek en is aan die einde van Maart. En daar is nog 2 van die stasies waar ons mense soek om dit weer vir ons voor te stel. U sal saamstem as jy dit bygewoon het laas jaar. Party mense praat ook van die stasies van die kruis. Ons noem dit die Via Dolorosa, stilhou plekke op die Via Dolorosa. Van die verhoor tot die kruisiging van Jesus. En jy sal saamstem dat laas jaar was dit regtig baie aangrypend. Dit het mense diep geraak. Daar is 9 stilhou plekke en daar is ongelukkig 2 van die stilhou plekke wat mense nie weer dieselfde mense dit gaan doen nie. Maar dit is ook goed as daar nuwe mense bykom. As die Here dit op die hart lê, as persoon of as dalk as 'n klein groep of 'n omgee groep, kontak my asseblief sodat ons daardie reëlings ook weer kan tref en ons bid dat dit weer so besonder sal wees. Gister het die kerkraad 'n potjie kos gehad. Daar was skaap en curry en valafval. Nou as hulle dit weer doen, dan moet jy tog gerus kom. Die van u wat daar was sal weet dat dit was, ek het die valafval geëet en dit was aan 'n kant lekker. Dit was aan 'n kant lekker. Vriende, in hierdie Kersfeestyd, kom ons moedig mekaar aan om saam die Here se pad te loop, ons eredienste te ondersteun. As daar besoekers is, onthou die Kersdagdienste is weer 7:00, 8:30 en 10:00. Ons sal dit weer uitsit op die groepe ook. Maar ons wil nou reeds vra dat ons eie mense sal fokus om die eerste en die laaste diens by te woon. Die meeste mense kom op die middeldiens. En ons het nou 'n goeie uitdaging, en dit is dat ons amper dan ten minste sitplek het. En ons is die Here dankbaar daarvoor. Hoor my baie mooi, ons is die Here dankbaar daarvoor. Maar daar is ook sekere veiligheidsmaatreëls wat geld vir 'n gebou. So ons kan ook nie te veel mense in die gebou net indruk nie. So ons wil vra dat as dit vir u moontlik is, reël maar die Kersete so dat u dalk die 10:00 diens bywoon. Dis ook vol, maar dis nie so vol nie. Dan help ons mekaar. Baie dankie daarvoor. Ek sê dit nou al betyds, so as jy daai reëlings maak. Mag die Here ons saam wees vanoggend seën en mag ons net sy grootheid en sy liefde ervaar. Ons steek vandag die tweede Kers aan van die Adventstyd. Verlede Sondag was hoop. Vandag is dan vrede. En dan volgende Sondag is vreugde en dan daarna liefde en dan is dit Kersdag. Kom ons word stil met hierdie woorde
uit Jesaja 9. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Daarom genade vir u, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die dankoffer, terwyl ons dan ook nadink oor hierdie woorde wat ek nou gelees het. Ek wil vra dat ons staan en dan 2 pragtige lofliedere sing, terwyl die kinders nog saam met ons is, dat hulle saam met ons kan sing, en na die tweede lied gaan ons die rooi trein hê. Amen.
Ons vra gou die rooi trein maatjies, kom julle gou hiernatoe asseblief. Kom. Kom hier voor na my toe dat julle die Kerstoneel kan sien. Jy moet maar saamkom tannie Jolandi. Jo, waar is al die maatjies vandag? Daar's daarom nog 'n paar. Kyk gou hierso na die Kerstoneel toe. Kyk mooi wat julle alles sien en wie julle almal daar sien. Sê gou vir my, wie is almal daarso? Sê gou. Josef en Maria. Josef en Maria, en wat is nog daarso? Sê gou. Die skape. Die skape en Jesus. Jesus. Ja, Jesus is daar. En wat sien julle nog daarso? Sê gou. Ons sien 'n koe of 'n donkie. 'n donkie. Ja, 'n donkie. En daai donkie lyk bietjie of hy geskrik het, nê. Maar ons sal nie dit sê nie. Ek dink daai donkie was so verbaas gewees oor wat hier gebeur. Hy was so verbaas. En ek sien daar's 'n ster daarbo. Ja, daar's 'n ster. Daar's 'n ster. Wat dink julle? Ek wonder, weet julle al wat julle graag vir Kersfees wil kry? Wie het nog nie geantwoord nie? Hy wil so graag. Hoverboard. 'n hoverboard. Jo. Wat dink julle, wat was God se geskenk vir ons op Kersfees? Jesus. Ja, hy het Jesus vir ons gegee, want hy's baie lief vir ons, nê? Hy's baie lief vir ons. Nou, wat is die grootste geskenk wat jy vir God kan gee? Wat dink jy? Wat is die grootste geskenk wat jy vir God kan gee? Het nog nie geantwoord nie, sê? Liefde. Ja, pragtig. Liefde, dat ons vir God lief het, dat ons vir Jesus lief het. En dat ons vir Jesus sê, Jesus, hier is my hart, my lewe, kom woon in my. Nee, het julle al dit gedoen? Dink bietjie daaroor, dan is jy God se kind. Nou wil ek graag 'n laaste vraagie vra. Hoekom was daar 'n ster? Wat het die ster gedoen? Sê vir ons. Die ander skaapwagters gelei na hulle toe. Ja, die ster het vir die mense en ook die wyse manne gewys waar Jesus is. Wil julle ook so sterre wees? Wil julle? Ja, dat ons vir ons maatjies en vir almal kan wys hoe om by Jesus uit te kom, nê? Stem jy saam? Ja, kom ons bid saam. Jesus, baie dankie. Dankie Here dat U vir ons die grootste geskenk gegee het, U liefde in Jesus Christus. En help ons om ook vir mekaar, vir mamma en pappa en ouma en oupa en boeties en sissies en ons maatjies en dalk die mense wat by ons huis werk of wat op ons pad kom, U liefde te gee. En dat ons onsself vir U sal gee. Baie dankie daarvoor en dat ons U helder lig oral sal laat skyn, soos die ster van Bethlehem. Here, seën die kinders, seën ons gesinne. Ons bid ook vir al die gesinne wat dalk van ver af moet kom of gaan kom vanjaar om te kom kuier, dat U hulle almal veilig sal bewaar. En ook die wat nie kom nie, Here, of kan kom nie,
dat U spesiaal ook by hulle sal wees. In Jesus naam, amen. OK, geniet julle afsluiting, hoor. Dankie. Daar sê dankie mamma. Gemeente, kom ons sing welkom o stille nag van vrede. Kom ons dink aan die woorde, dit is so 'n mooi lied. Kom ons dink aan die woorde wanneer ons dit sing. Here, dankie dat ons hierdie pragtige liedere kan sing. Liedere wat van U teenwoordigheid en U grootheid getuig. Here, dankie vir ons kindertjies. Dankie vir ons ouers en grootouers. En dankie dat ons ook kan dink aan ons kinders en kleinkinders wat dalk ver is oor see in ander lande. Na wie ons in hierdie tyd dalk 'n bietjie meer verlang, maar dat U ook so by ons is. En dankie Here God dat U band van liefde en U vrede en U grootheid oor alle grense strek en dat dit ons altyd saambind.
wil U ook deur U woord vandag in besonder vir ons aanraak. In Jesus Christus se naam. Amen. Ek gaan 2 gedeeltes lees. Die eerste dan uit Lukas 1 vers 26 tot 38, as jy daar wil oopmaak. En dan ook Lukas 2 vers 8 tot 20. Die geboorte van Jesus word aangekondig. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Vriende, as ons onsself 'n bietjie in haar indink, haar situasie, sy was waarskynlik 15 of 16 jaar oud, op die meeste 17, sê die navorsers. Watter verwondering, verbuistering moes daar nie by haar wees nie. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word." Ons dink nou aan die woorde wat ek aan die begin gelees het uit Jesaja 9, né? Die voorspelling. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Niks is vir God onmoontlik nie." En dan die woorde van Maria: "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het." Wat sou ons woorde wees as ons in Maria se plek was? Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. Toe het die engel van haar af weggegaan. En dan by Lukas 2 vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken: julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krippie lê." Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê:
eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters, kom ons gaan reguit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. En dan sit vir my so mooi, Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het teruggegaan terwyl hulle God loof en prys. Ons lees tot sover. Vrede. En miskien is dit half ironies dat ons oor vrede praat, terwyl daar so baie onvrede in die wêreld is. Maar vriende, toe Jesus gebore is, was daar ook baie onvrede. Net 'n rukkie na Jesus se geboorte, weet ons, moes Josef en Maria vlug vir Jesus se lewe, omdat Herodes toe al die seentjies 2 jaar en jonger laat doodmaak het in daardie omgewing. Hoe verskriklik moes dit nie wees nie. En tog het die engele daar by die skaapwagters gesing oor die vrede. Tog het ons gelees in die voorspelling van Jesus se koms uit Jesaja 9 dat hy sal die vredevors genoem word en ook dat sy heerskappy sal vir ewig wees. En soos ons dit lees en ons kyk ook na die woorde van Maria, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het, dan besef ons hierdie vrede is vrede wat tussen jou, tussen die mens en God kom. Dis vrede wat kom wanneer daar totale algehele oorgawe aan God is. Dis vrede te midde van woelinge in die wêreld wat niks van ons kan wegneem nie. Ons begin deur na te dink oor die maagdelike geboorte van Jesus. Die maagdelike geboorte, Jesus se aardse moeder. Daar is van die vertalings wat nou praat van 'n jong vrou wat sal swanger word. Maar wanneer ons verder lees en in die konteks lees, dan staan daar ook baie duidelik dat Maria vir die engel gesê het, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit by 'n man was nie. So dit is baie duidelik so gestel, dat sy 'n maagd was. En ook wanneer ons lees, wanneer die engel dan aan Josef verskyn, dan sien ons ook baie pertinent, dat Josef dit gerespekteer het. Dat Josef nie by Maria was, intiem was, totdat Jesus gebore is nie. Dit moes vir Maria 'n baie spesiale opdrag gegee het, nuus gewees het wat God vir haar sê deur die engel. Sy moes baie spesiaal gevoel het. Ons kan ons eintlik nie heeltemal indink daarin nie. Maar as jy so bietjie daaroor sou dink, veral u as vrou, as dit met u sou gebeur, dat 'n engel aan jou verskyn, soos aan Maria,
as jy in daardie tyd geleef het en hierdie nuus vir jou gebring het, jy sal swanger word en 'n kind in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem. Hy sal die verlosser van die wêreld wees. Sy moes in totale verwondering gegaan het. En vriende, toe het ons nou oor die jare opgemerk dat veral in die Rooms-Katolieke Kerk hulle baie meer van Maria gemaak het op 'n stadium. En daar is allerlei persepsies daaroor. Maar ek is verskriklik dankbaar dat dit juis die paus was wat redelik onlangs gesê het, Maria was die moeder van Jesus, die aardse moeder van Jesus. Natuurlik was dit baie spesiaal, maar niks meer nie. Mense kan nie tot Maria bid om by God uit te kom nie. Maria se doel was dat Jesus gebore word. Daar is net een middelaar, net een manier om verlos te word, en dit is Jesus Christus self. En dat juis die paus dit gesê het, ons as gereformeerde mense weet dit lankal en ons glo dit en met ons hele hart weet ons en bely ons en getuig ons dat ons kan net deur Jesus Christus alleen gered word. Net deur sy dood en opstanding, deur in hom te glo, onvoorwaardelik in hom te glo. Maar dat dit vanuit die Rooms-Katolieke kant ook gesê is vir my baie kosbaar en baie spesiaal. En ek dink dit neem 'n klomp persepsies weg, dat juis hulle leier dit gesê het. En dan moet ons stil staan by die feit dat sy 'n maagd was. Waarom word dit beklemtoon? Waarom is dit vir ons belangrik? Waarom is dit vir die hele mensdom belangrik? Dis uiters belangrik, omdat Jesus deur die ingrype van die Heilige Gees gebore is. Dis die Heilige Gees wat hom as mens in Maria laat kom het. Hy was God en mens. Hy is die enigste sondelose mens wat nog ooit gelewe het. Net Jesus Christus kon aan die kruis vir my en jou sonde betaal en dit volmaak betaal. Ten volle, sodat ons goddank niks daarby hoef te voeg nie. Dat ons dit net kan ontvang in geloof. Jesus kan ontvang. Hy het die finale volmaakte offer gebring vir versoening tussen ons en God. Dit was God se plan. Dis God se genade, dis God se liefde. As mense dit ontken, as mense die maagdelike geboorte ontken, dan ontken hulle Jesus as die Seun van God. Dan ontken hulle Jesus as ons enigste middelaar en verlosser, ons enigste middelaar tot die Vader. Dit is hoekom dit vir ons belangrik is. En dit is waarskynlik ook hoekom daardeur al die jare hierdie maagdelike geboorte van Jesus betwyfel is. En mense daaraan sê nee, dit kan nie wees nie, dis nie menslik moontlik nie. Want dan werk ons teen God, as ons dit sou ontken. Dit is juis nie menslik moontlik nie, dit is vir God moontlik.
En daarom het ons gelees ook, vir God is alles moontlik. Hy kan die menslik onmoontlike maak. So wanneer ons dit in geloof aanvaar, en meer nog Jesus Christus, dan is ons God se kinders. Dan begin ons op die pad van vrede, onverganklike vrede te stap. Ons dink na oor die woorde wat Maria gesê het, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. Sy was verbuisterd, en tog was sy bereid om haarself aan die Here toe te vertrou. Om God te vertrou. Gemeente, was jy al op daardie punt wat jy geen antwoorde gehad het nie? Wat jy dalk u geloof beproef is? Kon jy ook sê, ek is tot beskikking van die Here. Here, ek gee myself onvoorwaardelik oor aan U. Here, ek vertrou U. Ek plaas U in beheer van my lewe en daarom glo ek dat U in alles die beste weet. Dat U verder kyk as wat ek ooit kan sien. Dat U die toekoms ken, dat U reeds daar is, dat U God almagtig is, maar dat U by my is. Oorgawe aan God, volle oorgawe, om hom ten volle te vertrou, met jou lewe te vertrou, met jou toekoms vertrou, met al jou lewensplanne te vertrou, en dit eerstens van hom gaan afbid. Soms beteken dit uitpraat, deurpraat, alles oorgee aan God. Ek het onlangs die getuienis gehoor van 'n jong pappa, wie se kindjie na 98 dae in die hospitaal oorlede is. Die kind is gebore sonder immuniteit. En hy kon die eerste keer in 98 dae die kind vashou. Die liggaampie van die kind, nadat die kindjie oorlede is. Kan ons dink wat alles deur daardie pappa se gedagtes gegaan het? En natuurlik die mamma ook. Want dit was nou sy getuienis. Hoe hy met God geworstel het. Hoe hy later eintlik sy rug op God gedraai het, maar weer teruggekom het na God toe. Uitgeskreeu het, bly praat het, en uiteindelik het God vir hom in daardie moeilike omstandighede vrede gegee, genade gegee. Die Hebreëse woord shalom, wat ons vertaal met vrede met God, dit beteken om met God versoen te raak. Dat alles wat die sonde en die gebrokenheid van hierdie wêreld van ons probeer steel het en weggeneem het, oorbrug kan word. Dat ek vrede tussen my en God kan hê. Versoening, eensgesindheid. Maar shalom beteken ook dat ek vergifnis gee, dat ek daardie vrede leef, dat ek die geregtigheid van God soek, en waar daar onreg is, dat ek sal opstaan daarteen. Dat ek vergifnis wat ek ontvang het, sal gee. En die genade van God bid, om dit te gee, wanneer dit soms baie moeilik is. Shalom beteken ook innerlike vrede. Vrede met myself, met God, vergenoegdheid. Om eensgesind met Jesus te wees,
in sy denke, in sy waardes, in sy manier van doen, in lyn met Jesus te leef. Ek lees onlangs het iemand gesê, die pad van vrede loop deur die land van dankbaarheid. Is dit nie mooi nie? Die pad van vrede loop deur die land van dankbaarheid. En u sal weet, as jy in 'n situasie is, of waar ook al in die lewe, die plek waar jy nou is, en jy begin soek redes om die Here voor dankie te sê, dan verander dit hier binne. En hoe meer jy soek vir dankbaarheid, hoe meer kry jy dit. Ek het Woensdag met ons personeel dit gedeel ook. Dit laat my altyd dink aan die verhaal van Corrie ten Boom in die boekie The Hiding Place, waar sy en haar suster en haar pa gevange geneem is, omdat hulle die vrede, die geregtigheid van God uitgeleef het teenoor hulle Joodse vriende, en hulle probeer beskerm het teen dit wat daardie tyd aan die Jode gedoen is in die Tweede Wêreldoorlog. Haar pa is oorlede en sy en haar suster is na hierdie kampe toe geneem, waar die gaskamers was. En hulle is in 'n groot gebou gesit, wat omtrent vir 400 mense ontwerp is. Maar hulle was omtrent 4 keer soveel mense daar binne, en hulle het op stellasies geslaap, en dan breek die onderste stellasies, en dan val almal op die onderste, en so kan ons aanhou, en die vernedering wat hulle deur is. En op 'n dag, toe sê haar suster vir haar, het jy opgelet, die manlike wagte kom nie na ons bungalow toe nie, en die vroue kom ook nie. Weet julle, hoekom kom hulle nie? Want die hele plek is vol vlooie. Ons sê vir die Here, dankie vir die vlooie. En Corrie sê, nee my suster, dit gaan ek nie doen nie. Sy sê ja, want weet jy hoekom? Nou het ons 'n geleentheid om 'n gebedsgroep hier binne te begin. En daardie Bybeltjie wat die Here die wagte se oë toegemaak het, wat jy aan 'n riempie agter jou nek, agter jou rug vasgemaak het, ons kan hom nou gebruik, want hulle kom nie hier in nie. En hulle begin in daardie haglike omstandighede saam te bid. En die atmosfeer daar binne verander. Want daar kom al meer, God was daar, maar nou word hy sigbaar teenwoordig. En hulle bid vir mekaar, en die mense begin mekaar ondersteun en help, in plaas dat hulle die hele tyd met mekaar beklei. Dit is my aangrypend, wanneer God sigbaar teenwoordig kom, en sy kinders hom aanroep, in die moeilikste omstandighede. Vrede op aarde, te midde van onvrede. Te midde van onvrede. Dit is my so aangrypend, dat die skaapwagters was die eerste mense, aan wie die engele verskyn het, en vertel het van die geboorte van Jesus. Ek assosieer so daarmee. Is my so mooi die voorstelling hier agter. Maar as plaaskind wat die voorreg gehad het om soveel met diere te doen gehad het, as jong hoërskoolseun het ek baie oeye gehelp om hulle lammertjies in die wêreld te bring. Ek sal vir u lank daaroor kan vertel. Maar dit is so naby, so aard, so deel van 'n mens. Dat die engele aan die skaapwagters verskyn en hulle sing, ere aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Mense soos ons, plat op die aarde mense, kom die engel,
En hy sê, julle verlosser is gebore. Gaan kyk. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en hy lê in 'n krippie in 'n stal. Hy assosieer met gewone mense, aardse mense. Natuurlik het hy vir almal gekom. Hierdie vrede waarvan hulle sing, bedoel ook die innerlike vrede wat van God kom. Vrede wat net God vir ons kan gee. Wat ons kan kry deur 'n geloofsverhouding met Jesus Christus. Ondanks vra iemand vir my, ek is so bekommerd, sal ek dit maak? Daar's dinge in my lewe wat gebeur het. Ek het mense in die steek gelaat. Sal ek dit maak om by God in die hemel te wees wanneer ek sterf? En ek kon vir haar sê, ja, deur die genade van God. 1 Johannes 1:8-9, as jy jou sonde bely, God is getrou en regverdig en om dit vir ons te vergewe en van alle ongeregtigheid rein te maak. Ons maak dit deur die genade en die verlossing van Jesus Christus alleen. Niks van ek nie. Dit is die vrede wat God kom gee. Wat hy ook daar vir Corrie ten Boom en haar suster gegee het. Wat hy vir ons gee wanneer sy kinders selfs die dood in die oë kyk of die moeilikste omstandighede in die oë kyk. Wat 'n jong mens laat sê, ek sien vir Jesus, ek wil by hom wees, 3 dae voordat sy sterf. Wetende, ook my dood, u dood, is deur Christus oorwin, die volmaakte offer. Daarom het die engele gesing, ook die mense in wie God 'n welbehae het. Ek sluit af, gemeente, God verlang na ons. Hy het 'n welbehae daarin. Dis vir hom wonderlik, dit maak God se hart bly, wanneer ons na hom toe kom en vir hom sê, Here Jesus, hier is ek, stap met my u pad, ek gee my lewe in u hande, ek eer u as my verlosser, maar nie net as my verlosser nie, maar ook die koning en die Here van my hele lewe. Ek bring alles na u toe, alles onder u heerskappy, sodat u koningskap ook vir ewig in my kan heers. Filippense 4:4-7 ken jy waarskynlik wat sê, maak al jou behoeftes met gebed en smeking en danksegging aan God bekend. En dan sê hy nie, jy gaan nou alles kry wat jy wil hê nie. Nee, hy sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en gedagtes bewaar in Christus Jesus. Daar is die geheim. God sal die beste vir jou laat gebeur, sodat sy koninkryk in my en in jou lewe kom. Glo ons dit? Dis wat die Here wil doen, deur sy vrede. En dan sê hy so mooi as jy verder lees, alles wat waar is, alles wat rein is, alles wat skoon is, alles wat prysenswaardig is, daarop moet julle gedagtes gerig wees. Alles wat God verheerlik en die vrede van God, wat niks van jou kan steel nie, sal met jou wees. Amen.
Here God, dankie. Dankie dat U te midde van die onvrede van hierdie wêreld en ook wat in daardie tyd toe U gebore is, gebeur het, dat U gekom het. Dankie ons Vader dat U U Seun Jesus Christus gegee het as mens, as die sondelose, volmaakte mens, die een wat die volmaakte offer kon bring, sodat ons met U versoen kan wees, dat ons ware vrede kan hê, dat ons ook U vrede en U lig kan leef, U geregtigheid kan soek. Here, kom maak dit deur ons elkeen sigbaar, ook in hierdie Kersfeestyd. Hierdie diep innerlike vrede, hierdie totale ingesteldheid om in lyn met U te leef en te dink en op te tree, om elke keer te sê, wat sal Jesus doen? Hoe sal hy dit hanteer? Here, ons moet bely dat ons dikwels misluk daarin, maar wees ons genadig dat dit al meer sigbaar sal word, dat U lig hier in die Oeverstrand helder sal skyn, maar nie net hier nie, oral waar U kinders is, in ons hele mooi land, ook in Zweliseley en Houston en Mount Pleasant en al die areas, ook daar in Johannesburg en in Kaapstad, oral, Here, waar al hierdie misdaaddinge ook gebeur, dat U lig die donkerte sal verdryf, en dat U kinders daarin sterk sal maak en vashou. Ons bid dit in U wonderlike naam, die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit af met die laaste lied en dan ook die seënlied. Oh
Dankie Rita. Kom ons sing die seënlied, ons seën mekaar met die Here se vrede, met sy grootheid en kom ons gaan leef sy vrede.